ons het in die semifinaal in Gauteng eers teen Montana gepraat, wat vir ons baie lekker was. En toe het ons deurgedring na die finaal van Gauteng se Dink of Sink, en toe praat ons daar teen meisies hoor, wat vir ons 'n baie lekker debat was. En toe het ons daar gelukkig gewen, en toe het ons nou hier opgeëindig waar ons vandag teen verskillende skole soos byvoorbeeld Vryns wie Paul Roos en Nelspruit gepraat het. Ons het dit baie geniet. En toe het ons nou weer in die finaal teen Paul Roos gepraat, wat vir ons natuurlik ook baie lekker was. Vir my die uitdagendste was om binne 5 minute regtig konstruktief te skryf dat jy alles kan beweer. Want as ek daar voor gaan staan, dan voel ek so gestres en dan sê ek myself ek moet nou kalmeer om weer reg uit te spreek. So ek dink dit was my van die stresvolste gedeeltes. Ja, vir my die uitdagendste was is soms dan kommunikeer ons nie reg tussen mekaar nie. Dan besef jy jou medespanmaat wat voorheen gepraat het eintlik maar basies dieselfde argument as jy. So dan het jy jou tyd in die helfte gesny net soos 2 minute om dan aan 'n nuwe argument te dink en dan 'n nuwe toespraak te skryf en dit dan te gaan uitspraak, soos gaan uitsê. Dit is 'n merkwaardige geleentheid waar jy kan leer om jou idees met ander te deel en ander te oortuig en te debatteer oor hoe jy oor 'n sekere situasie voel. Ek stem saam met Ivan, jy gaan nie altyd 'n lang tyd hê om voor te berei om jou opinie te lig nie. So ek dink of Sink leer jou daar wonderlike eienskappe om dit dan eendag te kan doen. En dit is ook 'n leerproses, want as jy die eerste keer by Dink of Sink instap, gaan jy nie perfek wees nie. Ons was laas jaar druppels, graad 8, ons het nie regtig geweet hoe dit werk nie. Maar nou kyk ons staan ons nou. Dit is die grootste leerproses, jy kry meer kennis oor verskillende dinge en jy lig jouself uit. Dit is 'n manier om jou mening te lig sonder dat enigiemand vir jou skeef kyk. Die oorgrensende een is nou maar kommunikasievaardighede. Dit leer jou definitief aan hoe om jouself uit te druk. Nie net op 'n respekvolle wyse, maar ook op 'n intellektuele wyse. En dan het ook die navorsingsvaardighede. En ek meen dit moedig heeltyd leer aan, want vir 'n onvoorbereide kompetisie byvoorbeeld, daar's nie regtig 'n manier hoe jy kan voorberei soos hoe jy 'n toespraak skryf of 'n klop idiome gaan leer nie. Dis maar konstante navorsing en net op datum bly met huidige gebeure. Ek gaan nou in die mediesveld in en wat ek gevoel het veral in 'n onvoorbereide debat is dit leer vir jou om split sekonde besluite te neem. En dan nie noodwendig weet of jy reg of verkeerd is nie. En net daarmee aan te gaan of jy saamstem of nie. Ek voel dis iets wat van toepassing is by mediese bedryf, maar ook eintlik oral. Ons lewe is baie fast-paced, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. Die angsvlakke loop 'n bietjie hoog. Maar ook, ek dink, om vertroue in jouself te hê, want soms is met debat, jy het goeie debatte en jy het slegte debatte en ek dink omdat dit baie van hulle is, jy moet maar jou brein gebruik en wanneer jy 'n debat sleg gaan, dan voel jy nie lekker nie. Jy voel dit tas 'n bietjie jou selfvertroue aan, maar ek dink wanneer jy dit dan weer reg kry, dan is jy soos op die wêreld. Daar is 6 provinsies wat deelneem in die land. Dit is die Wes-Kaap, die Oos-Kaap, Mpumalanga, Vrystaat, Limpopo en Gauteng. En ongeveer altesaam was dit oor die 250 spanne wat reg deur die baan deelgeneem het. Ons het 'n groot afname gesien van 2020 af toe COVID-19 gebeur het, die pandemie, met die manier waarop die kinders gedebatteer het. Hulle het regtig gesukkel. En ons was baie bekommerd in 2021, 2022 toe ons nou weer begin met die debatte. Sien ons regtig 'n groot afname in die gehalte. Maar toe ewe skielik van laas jaar 2024 en hierdie jaar het weer in die ligging geskiet. So ons gaan net sien ons leerders lees weer, wat vir ons ongelooflik belangrik is. Ek dink dit was spyk. Ek sê altyd, partykeer ek voel eenvoudig ek sou dit nie eens kon doen nie. Met al die kennis wat mense het en dra en al hierdie relevante inligting van aktuele sake wat jy heel dag van hoor in die nuus meer. Ons het groot planne hoor, nee. So eerstens wil ons graag uitbrei na nog 'n provinsie toe en verder as dit wil ons graag soveel as moontlik mense betrek by die nasionale finaal, waar die groot idee tans is om oud-wenners van die kompetisie te bring, saam te bring en dat hulle teen mekaar weer kan debatteer. Vir ouens of dit nou mense is wat letterlik in jaar 1 gewen het of nou vandag staan en wen het, wil ons hulle graag by mekaar bring en 'n lekker dag daarvan maak om debat te vier.